Hey babe, ek wil 'n YouTube video maak. So nou maak ek hierdie, I guess. Welcome to my podcast. So pretty, peaceful. Yeah, so ek explore nou die tweede region in Taimyr, of die tweede map in Taimyr in Rusland. En ja, ek doen dit met hierdie, kom ons maak dit 8, dit actually kan sê. Ek doen dit met hierdie Tchoriki. Dit is die jaar 87. Ek is nie seker van hoe die regte lewe weergawe lyk nie. Maar dit is 'n pretty silly car. Dit 6 wiele, maar sy all-wheel drive include die agterste 2 wiele, maar sonder all-wheel drive is dit die voorste 4. So dit is nog steeds dieselfde effek asof jy altyd all-wheel drive aan het. En dis wacky. En in die game is hy nogal baie powerful. Hy het 'n groot fuel tank, so hy kan ver ry. En ek het 'n roof rack bo-op hom, wat vir hom nog 'n spaarwiel gee en 'n paar repair points en nog 'n volle 110 liter fuel. So hy is nogal capable, hy kan baie ver ry. En hy kan trailer siege. So dis wat ek nou op die oomblik dra, is die prototype Scout Exploration trailer ding. Dis soos 'n mobile watchtower, maar net met 'n kleiner radius, en hy vat 'n bietjie fuel elke keer dat ek hom gebruik. Maar hy is nog steeds pretty useful, veral as ek 'n nuwe area explore, you know. Dit wys vir my, dit unlock upgrades, of dit unlock hulle nie, maar dit unlock waar hulle is. En dit unlock soos missions, dat ek hulle kan gaan accept en sulke stuff. En trokke, dis baie useful. Ek gebruik dit veral vir areas waar die watchtowers nie reach nie. Maar ja, pretty cool. 6-wheeler. So, vandag se tyd was nog 'n van by Delizioso. En ek het my burger baie geniet. En ek het regtig die pizza geniet. Want hy het baie deliciousness gelyk. En ek kan nie wel gaan die res van hom wil te eet vir nie. Ja, dat was pretty good. Ek het dit baie geniet. En ek het die geselskap geniet. En al die funnies ook. So, hier sit ek nou kanne in die modder. So dan sit ek all-wheel drive aan, want het gee my net die extra axle se grip. En dit help baie met die modder. En ek waardeer dit kanne. It's pretty fun. Ek het 40 ure in die laaste week in Snare ingesink. En meeste van my vriende het in meeste van hulle games nie meer as 40 ure in, soos ooit nie. Soos Malan, dink ek het nie soveel ure in meeste goed nie. Ek weet hy het in Fortnite en Minecraft baie ure. En ek dink in Red Dead ook baie ure, maar die meeste van sy ander goed is soos 20, 30 ure max. Ja, so hier is super digte modder. Ek love hierdie region. Dit is so, ek like die musiek van die region. Dit is Russies en dit is cool. Dit is nie wit sneeuw nie, so dit is nie so strainage op my eyes as ek in die donkerte speel nie. Nie dat ek regtig baie in die donkerte speel nie, en dit is baie strainage op my eyes, maar dit is nie so bad nie, veral in die aand. En as ek my ligte aansit, dan is dit nie so verblindend nie. Ek moes dalk gekyk het waar ek ry. Dis okay. Hierdie Tchoriki is baie capable, as I said.
En fun fact, hierdie sonder enige engine upgrades. So, it can only get better from here. En ek's pretty sure al sy engine upgrades is in Tamir. So ek kan net aanhou speel en dan sal ek sy engine upgrades kry. Ook baie van my ander trokke se engine upgrades is in Tamir. So, hier is 'n valuable area. So in die base game kry jy Michigan en Alaska en Tamir. So meeste van die Russiese trokke wat nie soos met DLC's gekom het nie, het meeste van hulle upgrades in Tamir. So dit is soos 'n super upgrade rich area. En dis pretty fun. Ek kom dit nou eers agter, maar in hindsight was dit actually beneficial om net Amerikaanse trokke in Amerika te gebruik. Soos toe ek in Alaska en Michigan gespeel het. Want al die Amerikaanse trokke, sy upgrades gaan obviously in Amerika wees. So teen soos early to mid Alaska het ek al meeste van die upgrades in my trokke gehad. So dit was helpful, to say the least. Veral soos laat Alaska, toe kon ek met die twinsteer rondjaag met die flippin mud tires. Maar ja, ek dink die twinsteer, hopelijk sit ek 'n foto op vir jou dat jy kan sien wat dit is. Dis hierdie super badass trok. Maar ek het hom ge-overload. Dis pretty fun. Dalk het ek 'n screenshot van die overloading process van my missions. Watchtower opened. Kom ons sien sy pretty view. Sick. Nog 'n upgrade. Die musiek is cool. Ek love die region se musiek. Ek love SnowRunner se musiek. Ek het dit afgesit vir 'n super lang ruk, want ek het soos my eie musiek geluister, you know, en Creepcast geluister terwyl ek gespeel het. Maar toe kyk ek 'n video oor 'n trok in SnowRunner en dit het SnowRunner musiek ingehaat. Toe kom ek agter hoeveel ek het actually love. So nou luister ek na SnowRunner. Nou speel ek dit maar met die musiek aan. Ja, dis baie peaceful and it add to the atmosphere. Nou ja, want ek Alaska en Michigan. Michigan het ek daarom vir 'n redelike stuk daarvan my musiek aangehad. Maar Alaska het ek glad nie, ek het nog nooit Alaska se musiek gehoor nie. En elke region het ander musiek. Hierdie game is regtig 'n gem. Maar dan verstaan nie hoe dit so entertaining kan wees nie. Which I get not being able to understand. Maar dis is dis peaceful, you know. Dis vir my maklik om ure in te soak. En ek voel nie asof ek net die hele tyd op moet bly nie. Ek kan stadig gaan op my eie pace en my eie ding doen. Maar net vir myself speel, you know. Ek kan vir my trokkies kyk en 10 minute spandeer op 'n lekker screenshot kry. Speaking of which, check hierdie move. Ek gaan gou vir jou 'n beautiful screenshot neem. En ek gaan dit vir jou stuur en dan gaan jy geen idee hê dat ek het geneem het terwyl ek hierdie podcast video vir jou maak het. Maar I'm just warning you, hierdie gaan nie 'n super regular ding wees nie. Want ek doen dit nou net omdat ek weet my pa gaan vir soos 'n uur nie by die huis wees nie. Oopsie. So, yeah, enjoy it while it lasts, I guess. Nou ja, hopelijk in die future, ek sal kyk of kan ek maybe footage record en dan as ek alleen is by die huis, stukkie vir stukkie soos 'n voice-over record of zoiets. Want ek geniet die editorial proses, you know, maar ek het nie regtig goeie footage nie. En ek wil soos commentary doen, maar ek kan nie regtig commentary doen nie.
which is what I'm doing now, maar dit is nie regtig op die game nie, en ek praat net met jou. So, yeah, I don't know, we'll see, maybe word ek eendag beter daarmee. Die probleem is, YouTubing is inherently extroversial, jy weet wat ek probeer sê, soos hobby, I guess. Streaming is nog more so, maar ek wil nie dit doen nie. Maar as ek gaan YouTube video's maak, dan gaan dit probably net vir jou wees, want ek wil net met jou praat, ek is te skaam en embarrassed om my actual eie video's te maak en op te post for all of the world to see. Ek sal fine daarmee as het ek en Frank en allemaal anders is, en as ek nie alleen soos 'n weirdo nie, en hulle kan my nie judge nie, want ek was saam in die cool met hulle, so, you know. Ek gaan probably, either gaan ek hierdie video unlisted maak, of ek gaan net soos, I don't know, ek gaan het hidden hou. So fun fact, elke keer as ek stop op die map, om op die map te gaan of iets, check hoe cool like hierdie chore, bro. Elke keer as ek stop om op die map te gaan of so iets, dan sit ek my engine af, want as hy idle, dan eet hy nog steeds fuel, en fuel is baie valuable as jy 'n map explore. Want soos, ek het nou al hierdie hele stuk ge-explore, en net hier, heel aan die begin het ek 'n fuel station gekry. So, ek's kinda geskroef as ek nie nog een hier iewers kry nie, of at least soos 'n fuel trailer kry nie. Want dan gaan ek met hierdie Voron daartoe moet ry en om refuel, I don't know. Ons sal sien of ek ooit dit hier uitmaak, maar ja. So, ek sit my engine maar net af waar ek kan om fuel te spaar. Ek dink ek gaan die trailer ditch, want hierdie 2 watchtowers lyk my kan nogal werk doen, en as ek hom gaan gebruik, gaan dit by hierdie stukkie wees, so, ja. Ek speel op controller, by the way. Ek love my PS5 controller. Dit is so fantastiese idee gewees van my om te vra daarvoor vir Kersfees, in my opinie. Want ek gebruik dit regtig baie, en dit enhance soveel van my games. Soos Ghost Recon kan ek soveel meer authentically speel, voel het. En dit, ja, dit laat het meer cinematic en immersive voel. By the way, as jy nie geweet het nie, is dit soos 'n super cliché coin phrase ding om te sê, Harbinger is playing Helldivers 2. Dit was 'n maatjie wat ek gemaak het in Helldivers program. Big brave of me. Dit is soos 'n groot coin phrase ding om te sê, hierdie game is so immersive, bla 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 bla. Want almal het dit altyd soveel soos overuse, dat het baie sy meaning verloor het. So, nou is dit soos kinda lame om 'n game so te beskryf. Maar ek gebruik dit nog, want ek is lame. I mean, ek het in die laaste week 40 ure in SnowRunner gesit, so ek is nie super duper exciting nie, maar ek's okay dan, I guess. In the end, it doesn't really matter, even though I tried so hard and got so far. So ja, hopelijk kan ek deur hierdie video kom en het edit sonder om te hard te cringe om het te upload. Want ek het 'n gevoel dit gaan pretty stupid wees, pretty cringy, en ek wil nie luister vir my eie stem nie. Maar ek sal maar deur dit force vir jou, I guess. Yesie! Nou, het jy dit gesien? Hierdie chore is 'n monster. Kom deur alles asof dit niks is. Ek kan hom probably even in high gear sit, laat ek net motor deur al hierdie modder pit goedjies. Maar ek's baie bang om dit te doen partykeer, want van hierdie modderpitte is baie diep.
So as ek te vinnig in hom ry, dan slam die voorkant van my chore net soos full speed in die grond in en dit destrooi die engine. Dit soos nok hom nie heeltemal uit nie, maar sien nou maar hy het 200 health points, dan sal hy soos 40 points wegvat. Net van daai een mudpit. Dit het al 'n paar keer gebeur met my ander trokke en daar's baie sulke mudpits, soos daai een wat ek nou net ingery het. Daar's baie sulke mudpits. So as jy soos 3 of 4 keer in een inry, dan raak jou engine meer fuel heavy en is sleg en eventually kan jou engine even vrek en dan sy kan hy geskroef. Maar dis okay. Ek enjoy actually as ek op in hierdie game, want dan kan ek soos 'n rescue mission plan en my cool rescue trokke gebruik. Dis kinda masochistic, I guess. Maar whatever. It is what it is, you know. Scout fuel carrier. Ek kan try gaan vir daai fuel trailer, ek dink. Of hierdie watchtower is nogal naby. As ek kom het, dan sal ek hierdie hele area kan sien en dan sal ek hopelik 'n fuel plek kan vind. Sover as wat ek sien, is daar nie te veel missions op hierdie map nie. Wat kinda odd is. Daar's hierdie ene hierbo. En hierdie een. En dis omtrent dit, honestly. Dis nou excluding al die contracts wat hier moet plaasvind. Maar is okay. Ek doen altyd die tasks eers en dan die ander stuff. Want ek so autistic. Discord. Ek gaan dit nie antwoord nie though, want ek besig om 'n video te maak vir my sweet girlfriend. 'n Podcast. En ek wil my tyd so goed as moontlik benut. Is dit maybe Armand en dan gaan ek net sleg voel want ek sit laat hom in die steek. Maar whatever, Armand, sorry. Girlfriend first. What? So, check die tires op hierdie chore. Hulle is mud tires, so hulle het soos super diep grooves. Soos as jy kyk na jou car se tires, dan sal dit soos gewone pad tires hê. Maar hierdie ene het soos alles wyd, baie wyd, of breë tires, en hulle diep grooves, sodat hulle dieper in die modder kan soos ingrawe, om die chore deur die modder te kan sleep. En honestly, sodra jy mud tires unlock in hierdie game, raak jou lewe soveel makliker. Want soos die eerste stukkie van die game, kan jy pretty much nie eens 'n sentimeter se modder handle nie. Van die pad tires gly te veel. So jy's net geskroef as daar soos 'n slight puddle is wat jy moet deurkom. En dis pretty bad. Wat nou? Ja, digga. Duis. Wag, 'n bietjie. Ek gaan nie nou join nie. Yay! Ek gaan nie nou join nie. Wat 'n maatjie. Ek gaan nie nou join nie. Ek gaan later join. What the fuck? Kom, Want ek Ja, is- imagine jy's 'n fucking nigger. Ja, Hey, yes. ek sal jou post op YouTube met jou volle naam Asseblief en doen. adres. Okay, bye. Get fucked nou wel. Maar soos, jy kan nie enige slight puddle deurgaan nie, want jy gaan net, jou tires gaan te veel gly, jy gaan nie deur dit kan kom nie. En maar later aan as jy genoeg oplevel, dan kry jy mud tires. En dan maak dit jou lewe soveel makliker, want jy het finally grip. Even voor mud tires, as jy soos of road tires kry,
dan kan jy even nogal goed doen. Dis obviously 'n ander storie as jy in Alaska inkom en dan kort jy kan 'n chain tires want die pad is gevries. So as jy nie chains op jou tires het nie, dan gaan jy net rondgly. Maar weirdly enough in hierdie game is chain tires minder effektief as mud tires op sneeu, want die game is geprogram om sneeu as modder te sien. So jy het beter grip met mud tires as chain tires wat gemaak is vir sneeu. En in regte lewe gebruik hulle chain tires in sneeu. Maar is okay. So partykeer dan sal ek, as ek weet ek moet soos leerdigte sneeu ry in 'n sneeu area, wag. As ek weet ek moet soos deur 'n digte sneeu area ry. Oh yes, hier's 'n trailer store. Okay, my lewe is gered. Ek sal jou nou my epic life hack wys wat net pros na ander players ken. Ja, niks. So partykeer dan sal ek mud tires vat as ek weet ek moet deurdigte sneeu gaan. En dan soos ry ek op die check hierdie rock climber. Watchie. Boom, screenshot. Oh yeah, call me a good boy. Call me a good boy. Ek gaan probably hierdie screenshots ook vir jou stuur. En jy gaan nog steeds weet dat ek het geneem het terwyl ek 'n video vir jou maak. Waar moet ek even ry, bro? Partykeer is hierdie game se paaie so messed up dat ek nie weet waar die pad is nie. Soos ek moes een keer het dit 'n mooi paadjie gewys op die map. En toe ek daar aankom, toe sit net bome. Toe sukkel ek my gat af om deur die bome te kom. En partykeer op die map is al glad nie 'n paadjie nie. En dan kom jy daar aan, dan is ons soos 'n flippend paved pad. Ja. Anyway, oor die mud tires in die sneeu. Dan vat ek mud tires, maar dan op pad na die sneeu area toe, dan moet ek op 'n teerpad ry wat oorgevries is. En dan gly my trok so bad. Dit het een keer gebeur. Ek dink dit was soos die eerste keer wat my trok properly soos gebreek was. Soos die wiel, die een wiel was pap, die suspension was in sy kanon in. Die engine was stikkend en die fuel tank was stikkend, so ek het fuel uitgeleek. Dit was 'n katastrofiese event. Maar toe ek 'n cool soos repareren trok gebring. Of nie 'n Swanee se, want toevallig het ek toe met hom gespeel. Ignore daai voice crack, please. Toevallig het ek toe met hom gespeel. En dan hy toe my kon repair en toe kon ek aanhou. Dit was ook met die twin steer, by the way. Twin steer is kick-ass. Nou ja. So, nou is ek amper uit fuel uit, né? Maar as ek nou hier aankom, dan kan ek, dis deel van die benefits van die jaar 87, dis hierdie char, is dat hy 'n trailer kan vat, scout trailers kan vat, en dit gee vir hom pretty much infinite fuel range, solank as wat daar 'n trailer store naby is, want ek is ryk, ek het $3 miljoen bucks, so geld is regtig nie vir my 'n probleem nie. So ek kan 'n trailer koop, en dan kan ek sê refuel, dan refuel ek my char en sy roof rack as ek nou die roof rack uitgebruik het, en dan kan ek net weer die trailer verkoop, en dan is ek gesort. Dit is soos 'n refueling station, maar disguised as a trailer station. Ja. So ek dink ek gaan gou hierdie upgrade kry. Sien wat dit is. Daar's nog hierdie twee hierso, maar ek sal dit los vir 'n latere dag of dalk ewen vanaand in die video. Afhangend van hoe lank my pa weg is. Of afhangend van of ek net wil aan ons speel, soos missions begin doen. En
soos ek complete elke map 100% voor ek na die volgende plek toe beweeg. Maar Michigan is op 96% completion en Alaska op 69, want van die missions soos sulke stupid time trial goeters en ek haat dit. Dit is vir my so stupid. So SnowRunner is 'n stadige, chill, slow-paced game en dan moet ek skielik 'n time trial doen. Dit is vir my absurd en nie lekker nie. So ek doen dit nie, maar ek gaan nou eendag ver in die toekoms as ek actually 100% soek, dan gaan ek dit alles moet doen. Ja, ek sien nie regtig uit daarvoor nie. Dit gaan kan 'n sakkie wees. Ek het even getry om dit te cheat, om soos 'n cheat engine te gebruik om die missions klaar te maak, maar dit het nie gewerk nie. Dit werk vir al die ander missions, maar nie vir daai ene nie. En dit het my kinda baie kwaad gemaak. Okay. Kom ons hoop ek sit nie vas nie. Hierdie chore is capable, maar ek het nie die beste engine in hom nie en hierdie is letterlik 'n swamp. Soos Russiese Shrek gaan hier uitklim en my kom op te fiets. Maar ek hoop nou maar ek sit nie vas nie. Ek het 'n winch op hierdie chore. So dit is nog 'n helpline en ek kan hom in low gear sit. En low gear is nog 'n helpline waarvan ek 3 het. So dit is soos effectively het ek 4 helplines as ek begin vassit. Maar ek gaan nie vassit nie, want lyk my die JRT7 is net soveel van 'n flippin monster dat hy net enigiets kan doen, I guess. Screenshot for my girlfriend. Kom ons kyk wat sy upgrades kry ek. Engine? Ooh! No way! No way! So, die Step 3364 Crocodile is sulke super lekker ander chore wat ek het van die 50s af. Hy is nie baie useful nie, maar hy is so lekker en ek gebruik hom meestal vir soos light missions en light rescue operations. Maar die tweede een, die KRS-58 Bandit, dit is soos een van my favorite trokke in hierdie game. En ek het nog nooit 'n beter engine vir hom kon kry nie. En nou het ek finally 'n beter engine vir hom. Dit gaan so cool wees om dit op te sit. Damn. That took a turn for the better, I guess. Blah blah blah. Ja. Cheeky winch. Ek gebruik hom partykeer om my te help soos nouer draai. Want as ek deur hierdie hele stuk moet gaan, dan gaan dit potentially dieper modder wees. En ek weet nou mos ek kan hier deurkom. So as ek die voorkant van die chore op die boom winch, dan kan hy my help om 'n super nou draai te maak. En dit is baie helpful as jy soos met 'n groter trok of met 'n groot trailer ry. Want dan kan jy jouself half force om nou genoeg te draai, maar uit te kom. Kom ons draai net 'n bietjie vinniger deur die modder kom. Want as jy te stadig deur die modder gaan, ek gaan hom even in low plus sit. As jou wiele te vinnig spin vir hoe stadig jy deur die modder gaan, dan gaan hulle net begin gly en gate grou in die modder. En as jy te veel gate grou, dan gaan jy vassit. Maar toe maar, never fear, JRT7 is hier. En hy skrik vir niks nie. Ja, dat was actually fun little excursion om die upgrade te gaan kry. En het was worth it. Dit was 'n fun, goeie, cool engine upgrade vir my Bandit. Die probleem met die Bandit though, is hy super top heavy. Ek sal vir jou 'n foto van hom opsit. Hy is super top heavy. Ek het later mud tires unlock vir hom. Toe sit ek dit op hom en dit help regtig baie met sy stability. Want dit maak hom, sy wheelbase word baie breër.
So hy tip nie meer so maklik nie, maar hy tip nog steeds baie maklik. Dit is sy main drawback en hy het ook 'n verskriklike klein fuel tank. Sy fuel tank is ek dink 40 liter groter as hierdie Jorson en hierdie is soos 'n Scout. Daai is 'n workhorse off-roading trok vir cargo dra. Maar hy's super capable. Hy kan truck bed crane cargo doen. Trailer bed crane combination doen. So hy kan 'n flatbed agterop en 'n crane en 'n trailer dra. Alles op een slag. En dit maak hom verskriklik goed. Moet ek hier by die berg op daar? Ja, okay, dis nie so groot berg nie. Ek sal dit kan opmaak en nie afval nie hopelik. So hy is super capable en ek het hom met die Year 1 Season Pass gekry wat soos die eerste 4 DLC regions ook gee. Maar so ek het hom in Michigan begin gebruik en jy weet ek het jou vertel in Michigan is al die trokke useless en asseblief bro, moenie op die flippin takkie gaan vassit nie. Al die trokke is useless en jy het nie tires om hulle goed te maak nie of upgrades of enigiets nie. Tada, easy peasy, weer op die pad. So om die bandit te hê, wat se trok is dit? Wow. Du siehst wirklich gut aus. Cool. Dit lyk so sulke sick trok, bro. Epic. Kan nie wag om hom te unlock nie. Wag, kom ons kyk. Surely is daar 'n mission iewers. Don't call me surely. Maar die bandit is baie useful in daai earlier areas waar jy niks useful het nie. So hy het soos kan my favorite geword en ek gebruik hom nog steeds baie. Hy is nog steeds baie useful en baie capable en ek dink nie ek het hom al ooit soos with the exception of tipping over, het ek hom nog nooit iewers laat vassit tot die punt waar ek 'n ander trok moes bring nie. You know, hy is die trok wat jy bring om 'n ander trok uit te kry. Veral nou met die mud tires wat soos balloon tires is, so hulle is huge. En dan kan jy maklik uit die soos deur die modder power want jy float basies op dit. Dit is soos om 'n hovercraft feel te swag. Kom ons check with you like hierdie watchtower se animation. Cool, daar's 'n quarry daaronder. Daar's 'n mission. Nog 'n upgrade. Goed. Is er net 3 missions? Lyk my daar's net 3 actual missions op hierdie map. It's kinda disappointing, maar okay dan ja, I guess. Ek moet net nou die missions gaan accept actually. En dan gaan hierdie upgrade gou gaan vang. New objective. So ek wil soos 'n cool scripted essay video maak. En maybe kan ek soos Leftover Legend doen, dis die owie. 31 suspension damage op 'n flippin klip. Thanks buddy. Ek wil soos Leftover Legend maak en dan maak ek 'n video op 'n trok in Snowrunner. Ek dink dit sal fun wees. Maar weer eens, dis min dat ek alleen is in die huis om te kan soos 'n actual voice-over record. So, ja. En ons sal sien. Kom ons kyk. Tuned custom suspension. Okay, dis pretty useless. En dit is vir 'n trok wat ek... dis vir 'n flippin' chorrietjie wat useless is. Damn.
Hello disappointing. Okay, ja, kom ek gaan kry hierdie missions. Fun fact, so gepraat van die bandit man, die KRS 58 bandit. Dis sy naam in SnowRunner, maar sy regte lewe counterpart is sulke weird trok. Dit het soos, ek dink sy naam is die P8WD Geoclom of Geocon of zoiets. En dis soos deur 'n groep Russiese scientists gemaak wat in Siberia wou vaar en hulle wou soos gaan soil samples en goeters en the stuff collect. So hulle het 'n trok nodig gehad wat capable was om dit te doen. So toe ek dink hulle het gecommission, maar toe maak hulle letterlik die trok. So dis 'n one-of-one trok. Daar's net een in die hele wêreld. En die SnowRunner devs het besluit om dit in hierdie game in te sit. Good day to you. We've got a truck that was headed for the old town to the west before it went off the road and ran into a tree. It needs to be repaired and delivered to the service hub. Can you take care of it? Ja, sure. Ek neem aan, dis hierdie trokkie. Ja. Kom ons kyk wat se trokkie dit is. Oeps, wrong button. Dis 'n ander silly trokkietjie. Okay. Hy's tiny. En ek's pretty sure hy gaan kinda useless wees. Maar dis okay. You still love him. Dis soos die bandit. Meeste mense sê die bandit is useless, maar ek weet in my hart hy's nie so useless nie. Hy is nog steeds baie moeilik om te gebruik, maar as jy hom reg kan gebruik, is hy definitief 'n capable trok. You know? En ek moet 'n dag maak. Ek kan nie vir die cool night environments wys nie, want dit raak so ontsettend donker op YouTube. Soos die Helldivers video. Vir 'n groot chunk van daai video was dit aand. Wow. Was dit aand. En jy kon net soos genuinely niks sien nie. Want YouTube compression maak die donkerte so veel donkerder. En dit skroef video's so maklik oor. So ek gaan dit nou maar net die hele tyd dag hou, sodat jy actually kan sien wat in die video aangaan. Ek weet jy gaan probably nie regtig kyk na wat aangaan nie. En hierdie is ook meer van soos 'n luister tipe video, I guess. Maar ek hoop jy kyk daarom elke nou en dan en admire my cool trokkies. Vliegtuig. Cool. Clearing the way. An old communication tower has collapsed and blocked part of the road. Clearing the rubble is going to need some specialized equipment. Can you get it out there? Ja, sure. Kom ons sien, wat se equipment. Metal beams, wat ek van waar af kry. Sweet, ek gaan dit met invoer. Dis cute. Okay, I guess ek sal daai upgrades gaan hand. Do a little upgrade hunting, boys. That was stupid. So ek plot altyd vir my 'n paadjie net om my lewe makliker te maak, want daar's soveel random turn-offs om te vat. En dit kan kinda confusing raak en dan het jy geen idee waar jy is of hoe om daar uit te kom nie. So ja, ek gaan nie daai klippe kan klim nie. So ek plot altyd vir my 'n paadjie, maar net soos by elke draai wat ek kan vat.
sodat ek weet waar om te draai en hoe om te ry. En dis kind of baie super duper helpful. Maar Frank is stupid. So hy doen nie dit nie en hy plot net soos 3000 kolletjies op die pad en dit klatter sy map soveel en dit lyk so stupid. Ja. Oh well. Skirt. Ek voel asof ek, omdat ek SnowRunner speel soos wat ek doen, waar ek elke map met 100% voor ek mag aanbeweeg na die volgende map toe, of soveel as moontlik 100%. Obviously excluding die stupid time trial goeders, want ek speel die game vir myself en ek wil het self geniet. Omdat ek dit doen, gee ek half kans vir die unsung heroes van die game, soos die Bandit en ander een is die Kodiak. Baie mense slander hom, soos in alle YouTube video's en goed, en sê hulle, ja, het is verstaanbaar om 'n beter trok te wil hê as jou enigste opsie die Kodiak is. Maar meanwhile het ek tot in laat Alaska het ek die Kodiak gebruik en hy's 'n monster, honestly. Hy kan byna enigiets doen wat jy vra en met ease. Hy kan even soos long logs deur modder sleep. Veral met die race suspension. Hy is nie eens so tippie met die race suspension nie, ofwel sover as wat ek weet is hy nie so tippie nie, in my experience met die race suspension en met die mud tires ook. Maar dis maar daai syndroom van die eerste keer wat jy die trok gebruik, is hy flip jy hom of hy hardop uit fuel uit of hy gaan sit vas en dan besluit jy, nee, my ander trokke sou dit nooit doen nie. Ek gaan nooit vir hierdie trok gebruik nie, hy is useless. En dan, maar unbeknownst to you is dit 'n absolute unit, jy moet net die regte upgrades op hom sit. En baie van die early game trokke full victim daarna, want obviously early game het jy nie al die upgrades en jy het nie al die geld nie. So jy kan nie regtig die trokke heeltemal upgrade om te kan goed wees. So jy speel hom en dan jou upgraded trok doen beter as die unupgraded trok. So dan neem jy net aan die unupgraded een is crap en jy gebruik jou upgraded trok. Wat verstaanbaar is want jy het upgrades vir hom, maar dan gee jy nooit later vir hom weer 'n kans nie. En dan voel hy into the shadows, soos die Kodiak en die Bandit en goed. Sonder die mud tires is hy verskriklik flippy en kan hy useless. Maar sodra jy die mud tires opsit, dan sal jy sien, hy's honestly unstoppable. Ek onthou ek het in Michigan, het ek Malan se trok. Ek het long logs op my trok gehad, op die Bandit. En Malan het op sy trok long logs gehad. Toe sleep ek hom deur modder by die berg op. Sonder mud tires, dit was baie impressive, honestly. En ek dink ek het hom net op een stukkie in low gear gesit. En it is pretty cool. Pretty fuel. Wat sê? So, die SnowRunner devs het in Mei het hulle Roadcraft gerelease, maar soos almal in die groep wat SnowRunner speel, het gedink, dit gaan so cool en so fun en so epic wees. En toe speel ek die demo en toe kom ek agter dit is, want die devs het geclarify, dit is nie 'n SnowRunner sequel nie, glad nie, dit is nie eens in dieselfde league nie. Maar dit was nog steeds cool, SnowRunner of road trokke, soos ek kan gedink het gaan dieselfde wees. En die general gameplay loop van SnowRunner is gewoonlik soos explore a plek, deliver cargo. Explore a plek, deliver cargo, explore a plek, deliver cargo. Of soos gaan tel 'n trok op, Maar Roadcraft is bou 'n pad
en dan laat jy trokke op daai pad ry, soos AI automatic trokke om op die pad te ry, en dan deliver hulle die cargo vir jou. En dis kinda lame. Wel, dit is nie lame nie, maar die hele experience was nie vir my so entertaining nie. En in Roadcraft het jy ook nie 'n fuel limit op jou trokke nie. So jy kan net infinitely ver ry. En at first glance, to the unexperienced gamer, sal jy dink, o, maar dit klink soveel beter as SnowRunner, want dan kan jy net ry waar jy wil. Maar die ding van fuel is dit limit jou. Dit forceer jou om slim te dink en goed en mooi te ry. En dit laat jou toe om cool upgrades soos 'n roof rack op jou trok te sit, of jy dink strategically en jy los 'n fuel trailer vir jouself iewers. Ek het dit al baie gedoen. En of jy, dis soos deel van 'n rescue operation of so iets, né? Maar nou het jy nie dit nie. So jy's kan nou net unlimited, en die punt van die game is minder die off-road trucking en meer net bou paaie en restore infrastructure. En in SnowRunner restore jy infrastructure, maar dit is nie soos bou 'n pipeline en dan manufacture die pipeline vir jou olie wat ander trokke vir jou aflewer. In SnowRunner is dit deliver staalpype na die pipeline toe om dit te repair na 'n disaster. En as jy dit gerepair het, dan maak daar 'n warehouse oop wat vir jou olie kan verkoop of olie gee. En daai olie kan jy gebruik om iewers anders af te lewer vir 'n ander mission. En tussendeur moet jy altyd deur modder en goed ry en fuel management en sulke goeders doen. Maar nou met Roadcraft is dit net die AI wat alles vir jou aflewer. So dit is regtig nie so appealing nie. Maar een ding van Roadcraft wat vir my super cool was, is jy kan die cargo self op jou trok laai. Jy kan in SnowRunner ook, maar afhangend van hoe jy dit oplaai, soos as jy die pyp skeef in jou flatbed sit en jy sê pack cargo, dan word dit skeef gepak. In SnowRunner as jy dit skeef sit en jy sê pack cargo, dan sit jy dit mooi neatly in die flatbed. Maar dit was vir my super cool, want imagine die overloading capabilities wat jy nou het. Want nou in plaas van limited wees om sê nou maar 2 cargo slots op jou flatbed te hê, nou kan jy soos 20 goeders, of nie 20, maar jy kan soos 4 of 5 goed daar opsit en jou trok overload, en as jy sê pack cargo, dan strap hy alles vas, soos dit gaan nie net afgly, soos in SnowRunner. En dit was vir my super cool. Sien soos, waar moet ek hier draai? Never mind, dit is nie 'n pad nie, dit is veronderstelling om die woud in te wees. Dis modder, is verbasend nie te dit nie. Amper dat ek het gejinx. Dit was dit ware. Nog 'n engine, kom ons kyk, vir wat se trokke is dit? Tiger 6436, dit is 'n baie goeie trok. En die Voron AI, dit is so ver is dit maar net my Russiese logging truck, want hy kan medium logs ook dra. Al my ander trokke kan for some reason nie medium logs dra nie. Dit is baie irriterend, want like my kort net medium logs op hierdie maps. Medium en long logs is 'n pyn. Ek haat logging. Dit is so aaklig, want as jy omtip, nou daar 3 logs uitgeval, en jy moet al 3 inlaai, en die enigste manier wat jy dit kan inlaai, jy kan dit nie met 'n crane doen nie, jy moet dit met die weird logging crane doen. En die weird logging crane is so weird en stupid en weird en moeilik om te gebruik. En dan val jou trok net heeltyd om, en dit is so annoying en dom. Ek love hierdie game, maar party dele daarvan kan my push to the limit. Soos as ek my bandit flip in 'n area waar ek geweet het ek gaan omflip. Maar oh well.
Miep, miep, miep. Brrrr. Voor die jaar 87 het ek die Khan39 Marshall gehad en hy lyk vir my even cooler as die jaar 87. Die jaar 87 het 6 wiele, ja, maar die Marshall lyk net cooler en dit was my eerste proper soos mud tire experience, want jy kan net mud tires op hom hê. So hy kan enigiets doen pretty much. Hy sit nêrens vas ooit nie. Vir 'n Scout at least. En sy enigste downfall is hy het 'n weer piepklein fuel tank en dan ek nou gooi die Discord notification net af. En hy kan nie trailers dra nie. Dis een van die eintlike redes hoekom ek nou die jaar 87 gevat het, was sodat ek 'n ander die scouting radar trailer ding kon vat. Wat super cool is. En natuurlik is die een nou tegnies meer capable, want hy het groter fuel tank en hy kan verder ry en sulke goed. En hy gaan sit ook nie regtig vas nie. Ja. Come on, awesome. Ja, ek love hierdie map. It is so pretty. So majestic. Michigan was kinda so, maar ek hou meer van soos die Russiese bome en hierdie modder en swamplands en goeters. O my goeie hel. Daar's nie 'n pad hier nie, bro. Wat 'n gou water drink. Ek hoop my ouma het vir my wat sy naam is gebring. Ek hoop sy kon Delta trading cards gekry het. Ek het nou nog nie gevra nie, want ek wil hê dit moet 'n surprise wees vir as sy actually hier is. En ek dink sy vlieg nou ook met Delta soos huis toe. Internationally. So ek hoop sy het daar ook gevra, van onthou om te vra. En ek hoop sy het gekry. Want dit is vir my genuinely sulke cool idee om so 'n cool idee om trading cards te hê met vliegtuigies op. Ja, nerd moment. O, weer op die Bandit. Dit is so sulke weird conglomeration of wat Frankenstein trok. Soos die voorkant is van 'n bus en die engine is van 'n ander trok en die body is van 'n ander trok en die kruin is van 'n ander trok. Dis alles so sulke weird Frankenstein trok. Dis weird en wacky en ek love it. Die SnowRunner devs vind altyd die weirdste, mees niche trokke om in hulle game te sit. En ek love it. Dis so cool. Vir alles ek as Leftover Legend 'n video oor die trokke maak en ek kan soos cool facts leer oor hierdie cool trokke. Nerd moment. Doen custom vir 'n chore wat ek nooit gaan gebruik nie. Thanks buddy. Waste of my time. Kom ek gaan explore na my hierdie stukkie. Dan kan ek hierdie hele map klaar ge-explore hê. Voor ek nou klaar is hierso. Dan kan jy saam met my die res van hierdie map ge-explore het. En hierdie silly video van my. Ek hoop jy like it. You know, maybe is ek baie boring as ek op my eie praat. Maybe gaan dit net vir jou boring wees, I don't know. Ek dink en hoop jy like my stem. En ek hoop ek kon interesting genoeg commentary en yappage lewer sodat jy die video's sal like en appreciate en vir my vra om nog te maak. Want as jy dit doen like, dan gee dit vir my 'n opportunity om nog video's te maak.
as ek alleen is. Dit sal nogal cool wees. Ja, so sonder all-wheel drive aan op hierdie chore is hy capable, maar sodra jy dit aansit, is dit soveel vinniger. Maar jy wil dit nie altyd aan hê nie, want dit gaan net fuel chomp. All-wheel drive maak dit jy meer fuel gebruik. Maar ja, as jy 'n specific game request het, dan kan jy maar vir my sê. I guess, as ek hierdie weer doen, gaan ek probably 'n rukkie in die future in wees. En teen daai tyd gaan ek maybe nie meer so erg in die SnowRunner client wees nie. En hopelijk kan ek dan vir jou 'n video maak op daai game, whatever it may be. Kyk hoe mooi is hierdie lyk. As 'n trekker in die modder. Triep. Sien, die musiek uit soveel atmosfeer. In elk geval eintlik nog vanaand vir True Detective gewys het. Om vir jou soos... oké. My pa is terug. Ja, ek het van hierdie video. Bye baby. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.